Maar ek moet dan vir julle ook in die gesig kyk. Ek baie dankie dat julle vanoggend hier opgedaag het om na my stories te kom luister. Soos ek baie keer vir lede van Youth 3i gesê het, elkeen van ons het 'n storie om te vertel. En julle moet nou maar mooi luister hierso, want volgende keer gaan julle dit vertel. En elke keer leer ons iets, en dit is een van ons groot doelwitte hierso by Youth 3i, dat ons nie stagneer as ou mense nie. Nou ja, kom ek gee vir 'n bietjie agtergrond. Waar kom ek nou as entomoloog by die belangstelling in mossels? 35 jaar gelede het ek en Ronelli kom vakansie hou op Stolbaai. Ons het toe nog nie eiendom hier besit nie. En ons het ons grootste deel van ons lewe het ons vakansies by die see het ons geniet in die Natalse Noordkus. En daar het ons per geleentheid mossels gaan pluk. Natuurlik met 'n lisensie, kry 'n hengellisensie, en op die lisensie betaal jy ietsie ekstra, dan kan jy aas afhaal, en mossels word gesien as aas, en jy kan dan per geleentheid 30 mossels afhaal. En toe is die mossels gaar gemaak daar in Natal, ons het vreeslik geniet, ons het saam met reis geëet, en toe kom ons hier vakansie hou op Stolbaai, en ons is hier met Jongensfontein, en daar waar die pad doodloop, kyk ek daar in die see, en ek sien, maar jong, hier is nou vreeslik baie mossels hierso, en hulle lyk vir my groot. Ons besluit net dan, ons gaan nou 'n mosselete voorberei, en ons is die volgende dag soontoe met 'n pot rys en 'n gasstoofie, en ek is daar af teen die wal, en ons het daar so mossels gepluk, en in die kookwater gesit, en toe ons dit oopmaak, groot was ons teleurstelling, want hierdie mossels, by Stolbaai en Jongensfontein, het nie baie vleis ingehad. Nou, ons kon dit nie verstaan nie, ons maar redelik teleurgesteld, maar ons het aan baie ander dinge gedink. Toe later het ons hier kom aftree, en toe het ons weer gaan mossels pluk, en daar was weer 'n teleurstelling. En dit het my begine pla, hoekom is die mossel se dop so groot, en hoekom het hy so min vleis? Nou wat gaan nou hier aan? En ek het probeer oplees, en ek kon nie presies agterkom hoe werk die dinge nie, en ek het wel agtergekom dat die mossel deur siklusse gaan, en ek het gewonder, nou maar wat is dan die siklus van die mossel hierso op Stolbaai, en uit die aard van die saak, wanneer gaan dit die beste tyd wees om mossels te oes? En toe het ek daar begin mossels pluk, en te besluit, die enigste manier hoe ek dit gaan uitvind, is om gereeld mossels te pluk. En toe het ek dit begin, en elke maand met springgety laagwater, dan kan mens by die mosselbeddings uitkom. En dan het ek my mossels gepluk, en oopgesny, en kyk wat daar binne aangaan. En daar het ek nou 'n hele jaar se studie gesprei, ek het dit gereeld gedoen. Ek het 2 keer gemis wat daar stormsee was, wat ek nie kon inkom nie, want jy sal sien, die mossels is baie laag geleë op die klippe. En toe kon ek 'n prentjie vasstel, en het vergelyk met wat wel in die literatuur deur professionele navorsers gepubliseer is. Goed, kom ons begin, ons sê net, wat se ding is 'n mossel? 'n mossel het natuurlik 2 skulpe. Hulle behoort aan die bivalvia. Wil sê, hy maak oop soos 'n boek, en baie van ons ander slakke in die see werk op dieselfde manier. Dus byvoorbeeld jou baardmossels en jou oesters en jou venus skulpe, selfs jou klipbore hier in die rivier, hulle behoort almal aan die klas bivalvia. En sy geleerde naam is Perna perna. Dit klink nou baie snaaks, maar blykbaar in Latyns beteken perna 'n ham of 'n lamsbout. So iemand in die verlede wat die goed name gegee het, besluit 'n breinmossel lyk vir hom so 'n stuk vleis. En daar sit hy. Nou kom ons kyk net hoe lyk ons kus. Nou jy kan die kus op 2 maniere klassifiseer. Eerste ding kan jy gaan kyk na die water. Daar het jy springgety hoogwater, springgety laagwater. Intussen het jy ietsie tussenin. Hoë gety, laag gety en dan 'n gemiddelde getyhoogte.
En omdat die water nou skaars is aan die bokant en volop is aan die onderkant, wissel die diere wat jy voorkom. As jy kyk na die diere, die mense wat die kus beskryf, sal sê heel bo aan die linkerkant, daai deel wat selde water kry, is die Littorina sone, en daar kom klein skulpies voor, sulke swart skulpies, en hulle is bestand om uit te droog. En hulle geleerde naam is Littorina, en dit is die Littorina sone. Dan kry jy die boonste Balanoïde sone, Balanus is die barnacles. En jy sal my nie glo nie, ek kyk in my ou skoolwoordeboek, toe sê hulle, barnacle is 'n gaansmossel. Maar jy sal onthou, 'n gaansmossel is daai skulpies wat so vasklou op die stokkies wat uitspoel. Hy lyk soos 'n vlaggie, hy lyk soos 'n eentjie, dis 'n gaansmossel. En toe het ek bietjie gekyk na moderne woordeboeke, en so waar, 'n barnacle, daai soort barnacles, se naam is 'n seepok. So, daai wit goed wat jy daar sien is seepokke. En dan jy hoor seepokzone en 'n laer seepokzone. En onder het jy die cochleaire sone en dis vernoem aan die lepeltjieskulpe, die lepeltjie klipmossels wat diep onder die water voorkom. Hulle maak sulke kolle want hulle het elkeen hulle eie tuintjie wat hulle skoon vreet van die alge waarvan hulle leef. So daar is die skulpies wat jy daar kan sien. Jy kan sien linksbo is die Littorina, dis die periwinkels. Periwinkels is eintlik 'n hele groep en dis daai swart skulpies wat uitdroging kan weerstaan. Hieronder het jy jou gravelkine barnacle en jou uitshelled barnacle wat hier by ons kus voorkom. En is baie interessant, daai barnacles is nie slakke nie, hulle is krappe. Nou is die krappie baie klein is, lyk dit presies soos 'n krap, maar dan begin hy nou hierdie skulp afskei, en naderhand kan hy nie meer beweeg nie, hy bly net daar sit. En hy het 'n dik wand amper soos polystyreen wat keer laat hy uitdroog. Dis nou 'n barnacle of 'n seepok. En aan die regterkant is ons lepeltjieskulpe, ons lepeltjies, ons spoons, en hulle kom heel onder voor, op die strandgebied. Nou waar kom die mossels voor? Jy kan sien, daar kom jou limpets, jou lepeltjies voor in die onderkant, en net bo hulle kom aan die onderste Balanoïde sone kom jou mossels voor. En dit is daar waar ek my monsters getrek het. En dit is hier onder Bosboktuin, is daar groot banke van die mossels. Jy kan sien hoe sit hulle daar. Wat ek gedoen het, ek het op 6 plekke monsters gevat, so 1 meter uit mekaar, en dan het ek 5 mossels gepluk op elke plek. En dan het ek hulle oopgesny en geklassifiseer. Kom ons kyk bietjie na die soorte mossels wat ons hier by ons aantref. Daar heel bo, kan jy sien, is die Mediterrane mossel. Hy het nie oorspronklik hier in Suid-Afrika voorgekom nie, hy het maar in dink ek 1979 het hy eers hier aangekom. En dan het jy jou swart mossels, is daai groot is wat jy kry daar by Walvisbaai. Onder is geribte mossels, jy kry hulle maar hier tussen die klippe. Maar die boonste 2 is baie gewild om te eet. En as jy hulle wil soek, hier so die viswinkel hier agter Spar, hy het laas vir my Mediterrane mossels verkoop. En Bernice aan die ooste kant het vir my swart mossels verkoop. En hulle het redelik baie vleis ingehaat. So, die 2 kan jy in die winkels kry, en as jy weer koop en jy kry op jou bord en jy sit in die restaurant, dan kan jy so skelm kyk wat se soort dit is, en kyk of jy dit kan klassifiseer. Wat belangrik is as jy met mossels werk, jy moet kyk na daai merkies daar, dis die spieraanhegtings van die mossel. Party spiere maak die mossel oop, en party, die sterkste spiere maak die mossel toe. En die aanhegtingsplekke, daai kolle wat jy daar sien, verskil van soort tot soort. So gaan krap maar daar in die bord. Goed, net 'n nota, in ons skulphope, wat in die Blombos grot, wat hulle al
vat dit 70.000 jaar geskiedenis in die verlede, kry mens ook breinmosselskulpe. So, hulle het hom benut as voedsel vir 'n baie lang tyd en dit is so bespreek deur die argeoloog. Dis waar die breinmossel vanaf voorkom. Sien daar aan die Suid-Amerikaanse kus en reg om Afrika. En die ou wat hierdie storie geskryf het, beweer ook daar is nou van die goed in Indië. So van ons Suid-Afrikaanse mossels versprei ook oor die res van die wêreld. Een van die dinge wat die verspreiding bevorder van enige ding wat leef in die see is al die skepe wat so heen en weer ry. Jy kan net dink, as 'n mossel gaan vasklou in een van hierdie vragbote, is hy net nou oor see. En so versprei hy, maar dit is die huidige verspreiding van ons swartmossel, van ons breinmossel, Perna. Nou, kom ons kyk net vinnig hierso na die lewensiklus van die mossel. Mossels is soos die bye en die voëls, mannetjies en wyfies. Daar staan mannetjie en daar staan wyfie, sperm en eiers, dan kry hy 'n larwe, 'n teruggevoer larwe, en hy het haartjies rondom, en hy swem rond in die see. En een wyfie mossel kan soveel as 6 miljoen kleintjies van daai teruggevoer larwes op vrystel per geleentheid. En as daar duisende sit, soveel as 10.000 mossels per vierkante meter op 'n klip, kan jy dink hoeveel word vrygestel in die see. Die goed versprei oor die hele see, oor die hele kus. Dryf dit rond, totdat 'n geskikte plek kry om vas te sit. Dan kry jy weerlige larwe, hulle het net haartjies aan die een kant, dan het jy postlarwe wat hulle noem, en dan verander hy in 'n pediveliger. Dit is nou, hy kry 'n voet, en hy begin al hoe meer soos 'n mossel lyk. Nou, hierdie weerligers is geneig om opwaarts te swem natuurlik, dat die strome hulle kan versprei. Terwyl jou periwilikers swem afwaarts, waar hulle kan gaan vasklou, en hulle verkies dan natuurlik, en hulle klou die beste vat, tussen al hulle maats op daai mosselbank. Kom ons kyk net hierso, na die Mediterrane mossel, wat 'n navorser goed bestudeer het. Daar is nie sulke beskikbare foto's vir die breinmossel nie. As jy gaan meete, mannetjie en wyfie, teruggevoer, weerliger, pediveliger, en dan het jy die klein mosseltjie. Maar baie interessant is, hierdie klein mosseltjie is maar 'n kwart millimeter groot. So, jy kan hom nie met die oog sien nie, maar as die gamete vrygestel word, sê die duikers, dan word die see wit. Maar jy kan nie sien wat dit is nie. So die goed is baie klein, en hulle is baie talryk. Net hier, die verskilletjie weer tussen die Mediterrane mossel en die breinmossel. Ons kyk vinnig na hulle morfologie. Dis iets wat ons landbewoners nie dikwels doen nie. Jy sal sien, hy het 2 doppe soos ek gesê het, en dan sy hele lyfie is toegewikkel in 'n mantelvlies. Nou as jy nou soos Batman rondspring en jy gooi die mantel so oor jou, dit is nou wat hier gebeur. Op die rand van die mantel is daar sulke tandjies, wat keer dat daar nie gemors binne in die skulp inkom nie. Binne kry jy gonadeweefsel. Dit is nou die voortplantingsweefsel, is die weefsel wat sperme en eiers vervaardig. Dit lê eintlik die hele lengte van die skulp aan die binnekant. Dan het jy sulke drade. As jy mossels eet, sal jy ook die drade sien. Ons noem dit byssusdrade. En dan het jy spiere, en dan het hy 'n voet. Ons gaan net nou duideliker kyk na die voet wat hy het. En dan het hy kiewe, hy het pragtige kiewe, jy kan nie glo hoe mooi dit is. En nou die mossel het 'n inlaat en 'n uitlaat, hy trek water in en hy spuit water uit. Aan die voorkant het hy 'n mondjie wat die kossies wat inkom
versamel by die mond en dan het hy natuurlik 'n anus aan die agterkant waar die gemors uitkom en dit word ook uitgepomp in die water. Jy kan hier sien hoe lyk die kiewe, fyn drade, baie mooi. Ek herinner my baie aan hierdie balyn van die walvisse wat hulle kos mee uitfilter. Nou hierdie kiewe word gebruik om die kos te filter en ook om suurstof uit die water te haal. Net bietjie duidelik hierdie, jy kan hier sien die gonadeweefsel, die kiewe, die voet, baie prominent. En dan het jy jou bisus. Jou bisus word deur die voet vervaardig. Daar is 'n gleufie in die voet. En binne in die gleufie skei die mossel 'n soort stroop af wat in die slootjie afloop. En die stroop word hard en naderhand het jy 'n draadjie. En die voet is soos 'n wurmpie. Hy kan rondbeweeg en dan plaas hy die drade waar hy wil vasheg. As die mosseltjie klein is, kan hy klein entjies homself versit ook. Of as die mossel afval, kan hy weer bisusdrade vasheg. En dit is 'n pragtige goue draad wat u daar sien. Nou die bisus het 'n baie interessante storie. In die ou tyd het die mense wat rondom die Middellandse See gebly het seesy uitgevoer na China se kant toe. En die klomp in China, hulle het suiwermsy uitgevoer na Europa toe. En daai seesy was niks anders as hierdie bisusdrade. Daar in die Middellandse See kry mense 'n mossel wat 1 meter lank word. En hy bly nie op klippe nie, hy bly in die sand en hy staan soos plantjies daar rond in die Middellandse See. En hy het verskriklike lang bisusdrade. En hulle het dit seesy genoem. Nou, natuurlik toe die klomp nou daar by China aankom, en die Chinese vra vir hulle, waar kry hulle die goed? Toe sê hulle van, nee, maar dit is, ons het skape, onderseese skape, en die goed bly daar. En dit is waar ons hierdie goue drade oes. En in die Griekse mitologie sal julle onthou, daar was 'n persoonlikheid, Jason and the Golden Fleece. Nou, ek weet nie, al die taaljuffrouens hier so ken die storie seker baie goed. En dis 'n ou Griekse mites. Jason was op soek na die Golden Fleece. Nou, dit is seker die goue vel in Afrikaans. Die goue skaapvel. En die goue skaapvel het hulle afgeslag van een van die seeramme wat van die trop wat hierdie bisusdrade groei. En dis waar die Golden Fleece vandaan kom. Natuurlik as ek vir die Chinees vra waar is dit, dan sê hulle nee, maar dit is ons onderseese skape en dis waar dit vandaan kom. En dan het die mense klere daarvan geweef. En dit is 'n baie duursame produk. Dit is 'n proteïenpolimeer wat baie deegsaam is. Vandag is daai reuse mossels word hy bewaar omdat die mense hierdie bisusdrade oes. Nou ja, daar is nou klere wat gemaak is uit hierdie bisusdrade van 'n mossel. En dit bestaan vandag nog en baie van die goed is nog in museums. Maar nou ja, as jy vir jou 'n Golden Fleece wil koop, dan weet jy nou waar die materiaal vandaan kom. Kom ons kyk wat gebeur as jy nou jou mossel gekook het. Dis soos hy lyk. Dit lyk mos nou 'n bietjie meer bekend. Natuurlik, as jy in 'n restaurant eet, dan gooi jy hom nou toe onder sous, wat jy nie al die detail kan sien nie, en dan proe jy dalk beter. So hierdie gonade weefsel word oranje, of hy verdonker. Daai wit dele daar is die spiere wat afgesny is, toe mens hom uit die skulp uitgesny het. Jou mantel sien jy duidelik op jou bord, dis daai swart drade wat daar rond lê, en gewoonlik word die bisus nou maar bietjie afgesny, en maak die mossel skoon, voor jy hom in die water gooi.
dan krap jy daai biesesdrade af. En dit is die ding, hoekom ek en Ronel gaan piknik hou. Ons wou sulke goed sien, maar ons nie elke dag dit gekry nie. Onthou net, die goed het 'n maag ook. In my gekrap tussen die mossels het ek agterkom, party van hulle het ook wurms in. Soos baie diere. Nou gewoonlik jou seewurms, die is nie nadelig vir mense nie, maar moet asseblief net nie landslakke rou eet nie. Dan gaan jy baie siek word, soos skape op 'n boer se plaas wat wurms kry. Hulle kry dit van slakke af. Dit is eintlik baie gevaarlik om 'n rou landslak te eet. Maar dis net terloops. Nou goed. Dit wil sê, hoe groter die gonade is van die mossel, hoe meer vleis het jy. En wat gebeur is, die gonade word al hoe groter tot hierdie mossel kuitskiet, of 'n spawn, soos hulle sê in Engels. En dan skielik is die mossel maar, en is daar baie min vleis in. En dit word deur verskillende faktore bepaal, hierdie siklus. Eksogene en endogene faktore. Eksogeen, dink maar aan temperatuur, endogene hormone. Maar die oomblik wat hierdie spawning plaasvind, word weer ander faktore bepaal. En sodra dit begin, skei die mossel hormone af, en dan spring almal in, en dan verander almal in daai fase, waar hulle sperme en eiers vrystel. En dis wat jy daai wit wolke sien onder die see, wat die duikers ons van vertel. Nou, om hierdie siklus gonade siklus van mossels te beskryf, moet jy kwantitatiewe en kwalitatiewe waarnemings maak. Gewoonlik wat die navorsers doen, hulle kyk onder 'n mikroskoop na die selle, en dan meet hulle hom op. Hulle kyk na die volume, die gewig, en die grootte van die massa wat hulle beskou. Hulle kan dit ook chemies ontleed. En daardeur stel hulle vas wat hierdie voortplantingssiklus is. Maar hierdie mense het nie baie belang gestel in hoeveel vleis daar is nie, want ek wil goed eet, en hulle wil weet wanneer word die selle vrygestel, maar dit is naaste by dieselfde ding. So, ek gaan nie dieper hierop in nie. My metode het ek plus minus vir julle verduidelik. Elke 2 maal 'n maand het ek gaan mossels pluk, en ek het hulle getakseer, maar belangrik, ek het elke mossel afgeneem, sodat mense databasis opbou, sodat jy later weer gaan teruggaan. So ek kon teruggaan en gesê het, 10 maande gelede, dis is wat ek gesien het, en dan kon ek my gedagte verander betreffende wat ek beskryf. Daar is nou 'n voorbeeld, toe ek te werk gegaan het. Daar is my monsters op 'n kliptafel by my huis, en dan het ek wat ek gesien het neergeskryf. En my eerste metode is wat ek begin het, en dit is basies waarmee ek volgehou het, was om hulle in 5 stadia op te deel. Volgens 'n klein definisie. En daar is voorbeelde van die stadia. Nou kan jy sien, hier aan die linkerkant is daar baie min gonadeweefsel, baie min vleis. Aan die regterkant is daar baie vleis. So rolweg deel jy hom nou van 1 tot 5 op, en jy bespreek sê vir jouself, hoe gaan jy in watter stadium plaas? Maar wat ook interessant is hier, jy sal sien as jy, kom ons kyk na die laaste 2. Daai is baie oranje, en hierdie is bleekwit. Die oranje vleis dui daarop dat dit 'n wyfie is, en die witterige vleis dui dat dit 'n mannetjie is. Dus weer eens, as een in die restaurant daar pesel aan die mossel, dan kan jy daar krap en besluit, eet ek nou 'n mannetjie of eet ek 'n wyfie? So dit is hoe ek hulle dan nou opgedeel het. En dit is my resultaat. Dit is die persentasie in daai 5 kategorieë. So jy sal sien, dit is 'n baie besige grafiek. 'n Mens moet bond staan om iets hier uit te maak.
Ek het toe besluit, ek gaan hulle die hele stelsel vereenvoudig. En ek het daar in my klerekas gaan kyk en ek het daar gelees van small, medium, large en extra large wat ons so aangewoond is. Nou goed, ook bietjie sous aangesit om dit te definieer. En toe kry ek maar net weer so besige grafiek. Lyk 'n bietjie beter, maar nie maak nie mooi sin uit wat jy sien nie. En toe het ek gegaan, nee wat, kom ons maak dit 2 stadia. Nou net om te kyk hoe ek dit saamgevat het. So jy sien, links is metode 1 tot 5, small, medium, large, en toe het ek daai bymekaar getel elke keer. So dit is nou net 2 stelle data uit. Stadium 1 en stadium 2. En dis die grafiekie wat jy het, dis persentasies, die waarde wat jy daar het en die waarde daar tel op na 100, en ons konsentreer op stadium 2. Want dit is die groot mossels, die wat ons so graag wil eet. Wat jy hier sien, jy sal sien, hier is 'n paar duidelike pieke in hierdie grafiek. So dit lyk nou al beter. As mens bewegende gemiddeld daarin sit, dan sien mens 2 hoofpieke. Nou kom ons kyk hierna. Jy sal sien, hierdie is die aantal mossels. November tot Maart maand, algemeen laag. April maand gaan hy op, dan val hy weer. Junie, Julie op, Augustus baie laag en toe in September weer hoog. En toe is hy weer laag. Nou, die interpretasie hiervan is, as die vleis afneem, dan spawn hy. So, hy spawn nie in April vir die eerste keer, die vleisvolume val, dan bou hy weer op, en dan val hy weer, dan bou hy op, dan val hy weer. En hierdie groen strepe is die mannetjies en die rooi is die wyfies. Jy sal sien, hier is meer mannetjies as wyfies. Hier is omtrent 67% mannetjies, en die res is wyfies. Nou, kom ons gaan kyk wat sê die professionele wetenskaplikes. Hierdie is nou, die ding sny nou 'n bietjie af. Dit is van herkoms in Griffith se werk, wat hulle gedoen het in Valsbaai. Hier in die 90s, in 1991. En hulle het mossels gaan haal, dit gekook en gemeet, en allerlei bewerkings op die data toegepas, en hulle het toegekom met hierdie resultaat. Jy sal sien, hier is ook 2 pieke hier, ongelukkig weer afgesny hierso, maar dit stem in groot mate ooreen met wat ek hier aangetref het. En dan gaan kyk ons na Berry se werk in die omgewing van Durban, met Pennington in Durban, en Peace Cottage in Durban, en wat het hy gekry? So jy kan sien, hier in die somermaande is baie laag, en in die winter hoog. September ook 'n bietjie hoog daar, Augustus, nou as net by stem dit ooreen met my bevindinge. So Berry sê, die mossels spawn meestal in die winter tussen Mei en Augustus, en tussen September en Oktober, en in die somer is die gonade ontwikkeling baie stadig, en uit die aard van die saak het hy min vleis in. En dit is wat ek ook bevind het. So as ons nou net hierna kyk, kom ons gaan nou weer terugkom hierna toe. Ek wil net vir interessantheid, hier is die watertemperatuur van Stilbaai, dis deur 'n satelliet gemeet oor 10 jaar, of meer as 10 jaar, minimum van 10 jaar. Jy kan sien die maksimum temperatuur in Januarie is hier 23, dan val hy hier na 17 toe naaste, en dan so 21 weer, dan gaat hy nou weer op. Ons minimum temperatuur van die see is in die somer 19, en dan net so onder 15 in die winter.
En dit is net interessant, ons sê die meeste vleis is teenwoordig in die winter. En dit is as die temperature afkom, hier so onder 17, sy onder 17 daal, dan kry ons heel wat vleis. Kalkbaai, baie soos Stilbaai. Ek wil my verstuit, hy raak 'n bietjie kouer. En dan Durban, kyk net hoe lekker warm is dit in Durban. Somer 28, nee, tussen 19 en 20 in die winter. So, ek glo nie dit is die temperatuur, dit is eerder die verandering temperatuur wat veroorsaak dat die mossel deur siklusse gaan. Omdat Durban eintlik 'n uitskieter is. Nou goed. Ons kan sê om op te som wat die resultate is, dat die genadevolume varieer en die piek vleis kom voor in die winter en daar kom baie min voor in die somer. Ek gaan nie heeltemal uit mekaar trek hier nie, ek kan nie mooi lees hier sien nie, ongelukkig. Dit is die probleem met die skerm wat nie reg is nie. Maar die vleis in die doppe was die maksimum maar met 43% vol gewees. En slegs 9% van die mossels het daai topkategorie bereik. So ons breinmossel het van nature nie baie vleis in nie. En dis dalk sy redding. Dus hoekom ons hierdie mosselbanke het hier by ons, dis nie 'n baie gewilde ding om te eet nie. Mense kry teleurstellings, partykeer is hulle gelukkig, en as hy gaan op die piektyd om mossels te oes, wat nou volgende maand aanbreek, dan gaan jy maar teleurgesteld wees met 'n groot persentasie van die mossels wat jy pluk. So ek dink dis een van die redes hoekom die mossels nie uitgeroei is op Stilbaai nie. Dis net eenvoudig, hulle het minder vleis as die ander soorte. OK, finaal. Ons mossels het min vleis, die beste tyd in die winter, maar jy moet nie baie verwag nie. Maar kom ons gaan aan met die lesing. My waarnemings oor 35 jaar is dat die mossels op Stilbaai nooit verminder het. En ons het nou besluit hoekom dit so is. Maar daar's 'n groot